Hallo julle, ons gaan aan met nummer 16. Korag, Datan en Abiram maak oproer teen Moses en Aaron. En Korag, die seun van Jesar, die seun van Kehat, die seun van Levi, saam met Datan en Abiram, seuns van Eliab en On, die seun van Pelet, seuns van Ruben, het manne geneem en hulle het opgestaan voor die oë van Moses, saam met 250 man uit die kinders van Israel se owerstes van die vergadering. Manne opgeroep was die volksvergadering, manne van naam. En hulle het bymekaar gekom teen Moses en Aaron en aan hulle gesê, dit is nou genoeg, wat die hele vergadering, hulle almal is heilig. En die hemelse Vader is in hulle midde. Waarom verhef julle heel dan oor die vergadering van die hemelse Vader? Toe Moses dit hoor, het hy op sy aangesig geval, en hy het met Korag en sy hele bende gespreek en gesê, môre vroeg, dan sal die hemelse Vader bekend maak wie hom toebehoort en wie heilig is, en wie hy na hom laat naderkom, en wie hy uitkies, sal hy na hom laat naderkom. Doen dit, neem vir julle 4 panne, Korag en sy hele bende, en gooi daar môre vuur in en lê daarop reukwerk op voor die aangesig van die hemelse Vader. Dan sal die man wat die hemelse Vader uitkies, die heilige wees. Dit is nou genoeg, kinders van Levi. Verder het Moses vir Korag gesê, luister tog, kinders van Levi, is dit julle nie genoeg dat die God van Israel julle uit die vergadering van Israel afgeskei het, om julle na hom te laat naderkom, om die dienswerk van die hemelse Vader se tabernakel te verrig, en te staan voor die vergadering om hulle te dien nie, en hy jou laat naderkom het, en al jou broers, die kinders van Levi, saam met jou, dat julle nou ook die priesterambt begeer. Daarom, jy en jou hele bende is mense wat in die hemelse Vader vergader. Want Aaron, wat is hy dat julle teen hom murmureer? En Moses het gestuur om Datan en Abiram, die seuns van Eliab, te laat roep, maar hulle het gesê, ons sal nie opkom nie. Is dit nie genoeg dat jy ons uit die land wat oorloop van melk en honing laat optrek het, om ons in die woestyn om te bring, dat jy ook gedurig oor ons die baas wil speel nie? Ook het jy ons nie gebring in 'n land wat oorloop van melk en honing, en aan ons geen lande en wingerde as erfdeel gegee nie. Wil jy die oë van hierdie manne uitgrawe? Ons sal nie opkom nie. Toe het Moses baie kwaad geword, en hy het aan die hemelse Vader gesê, sien hulle offer nie aan nie. Ek het nie een esel van hulle geneem, en nie een van hulle kwaad aangedoen nie. Verder het Moses vir Korag gesê, jy en jou bende, sorg dat julle môre voor die aangesig van die hemelse Vader is, jy en hulle en Aaron, en neem julle elkeen sy vuurpan, gooi daaraan reukwerk op, en bring dit voor die aangesig van die hemelse Vader. Elkeen sy vuurpan, 250 vuurpanne, ook jy en Aaron, elkeen sy vuurpan. Toe het hulle elkeen sy vuurpanne geneem, en daar vuur opgegooi, en reukwerk opgelê. Hulle het gaan staan by die ingang van die tent van samekoms, ook Moses en Aaron. En Korag het die hele vergadering teen hulle bymekaar laat kom, by die ingang van die tent van samekoms. Toe verskyn die heerlikheid van die hemelse Vader aan die hele vergadering. En die hemelse Vader het met Moses en Aaron gespreek en gesê, skei julle af van hierdie vergadering, en ek sal hulle in 'n oomblik verteer. Maar hulle het op hulle aangesig geval en gesê, o God, God van die geeste van alle vlees, sal een man sondig en u op die hele vergadering toornig word? En die hemelse Vader het met Moses gespreek en gesê, spreek met die vergadering en sê, maak dat julle wegkom rondom die woning van Korag, Datan en Abiram. Toe het Moses opgestaan en Datan en Abiram gegaan, en die oudstes van Israel het agter hom aangegaan. Daarop het hy die vergadering toegespreek en gesê, verwyder julle tog van die tente van hierdie goddelose manne, en raak nie aan iets wat aan hulle behoort nie, dat julle nie weens al julle sondes omkom nie. En hulle het gemaak, en hulle het weggekom rondom die woning van Korag, Datan en Abiram.
Maar Datan en Abiram het uitgekom en gaan staan by die deur van hulle tente, saam met hulle vroue, seuns en kindertjies. Toe sê Moses, hieraan sal julle weet dat die Hemelse Vader my gestuur het om al hierdie werke te doen, dat hulle nie uit my eie hart is nie. As hierdie mense sterwe, soos alle mense sterwe, en met die besoeking van alle mense besoek word, dan het die Hemelse Vader my nie gestuur nie. Maar as die Hemelse Vader iets nuuts skep, en die grond sy mond oopmaak, en hulle verslind met alles wat aan hulle behoort, en hulle lewendig na die doderyk laat afdaal, dan sal hulle weet dat hierdie manne die Hemelse Vader verag het. En toe het al hierdie woorde klaar gespreek het, skeer die grond wat onder hulle was. En die aarde het sy mond oopgemaak en hulle verslind, saam met hulle huisgesinne, en al die mense wat aan Korag behoort het, en al die goed. So het hulle dan met alles wat hulle sin was, lewendig na die doderyk afgedaal. En die aarde het hulle oordek, hulle en omgekom uit die vergadering. En die hele Israel wat rondom hulle was, het gevlug vir hulle geroep, want hulle het gesê, dalk verslind die aarde ons. Toe het die vuur van die Hemelse Vader uitgegaan en die 250 man verteer wat die reukwerk gebring het. En die Hemelse Vader het met Moses gespreek en gesê, sê aan Elisiar, die seun van die priester van Aaron, dat hy die vuurpanne uit die brand moet wegneem en die vuur ver weg moet strooi, want hulle is heilig. Naamlik die vuurpanne van die wat gesondig het ten koste van hulle lewe. En daarvan moet dun plate geslaan word en as oordeksel vir die altaar, want hulle het die voor die aangesig van die Hemelse Vader gebring. Daarom is hulle heilig en hulle sal vir die kinders van Israel 'n teken wees. Toe het die priester Elisiar die kopervuurpanne geneem wat die mense wat verbrand is gebring en het hulle dit met die plaat geslaan as 'n oordeksel vir die altaar. 'n aandenking vir die kinders van Israel, sodat 'n onbevoegde wat nie uit die nageslag van Aaron is nie sal kan naderkom en die reukwerk voor die aangesig van die Hemelse Vader aan die brand te steek nie, sodat hy nie word soos Korag en sy bende nie soos die Hemelse Vader aan hom deur die diens van Moses gesê het nie. Maar die volgende dag het die hele vergadering van die kinders van Israel teen Moses en Aaron gemurmureer en gesê, julle het die volk van die Hemelse Vader gedood. En terwyl die vergadering teen Moses en Aaron bymekaar gekom het, het hulle na die tent van samekoms gedraai en met eens met die wolk oordek en die heerlikheid van die Hemelse Vader het verskyn. En toe Moses en Aaron tot voor die tent van samekoms kom, het die Hemelse Vader met Moses gespreek en gesê, trek julle terug uit hierdie vergadering, dat ek hulle in 'n oomblik kan verteer. Toe val hulle op hulle aangesig en Moses sê vir Aaron, neem die vuurpanne en gooi die vuur van die altaar daarin en lê reukwerk op en bring dit gou na die vergadering en doen versoening vir hulle, want die toorn van die Hemelse Vader se aangesig uitgaan, die plaag het begin. Toe neem Aaron dit soos Moses gespreek het en hardloop onder die vergadering in en kyk, die plaag het al onder die volk begin en hy het die reukwerk daarop gelê en versoening gedoen vir die volk en terwyl hy tussen die dooies en die lewendes staan, het die plaag opgehou en die wat deur die plaag gesterf het, was 40.700 buiten die wat gesterf het om Korag se ontwil. Daarop gaan Aaron na Moses terug by die ingang van die tent van samekoms en die plaag is gestuit. Okay, hoofstuk 17, die straf van Aaron. Daarna het die Hemelse Vader met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en neem van hulle vir elke stam 'n staf van al hulle owerstes volgens hulle stamme, 12 stawwe, elkeen se naam moet jy skrywe op die staf. En Aaron se naam moet jy skrywe op die staf van Levi, want een staf moet daar wees vir hulle stamhoof. En jy moet hulle wegsit in die tent van samekoms voor die getuienis, waar ek met julle saamkom. En die staf van die manne wat ek uitkies sal bloei, en ek sal die murmureringe van die kinders van Israel,
wat hulle teen julle murmureer stil maak teenoor my. Daarop het Moses met die kinders van Israel gespreek en al die owerstes het hom 'n staf gegee vir elke owerste, een volgens hulle stamme, 12 stawwe, en Aaron se staf was ook onder hulle stawwe. En Moses het die stawwe voor die aangesig van die Hemelse Vader in die tent van getuienis neergesit. En toe Moses die volgende dag in die tent van die getuienis ingaan, kyk, daar het die staf van Aaron vir die huis van leeftie gebloei, en het bloeisels laat uitspruit, en blomme laat oopgaan, en amandels laat ryp word. Toe bring Moses al die stawwe wat voor die aangesig van die Hemelse Vader was, na die kinders van Israel toe uit, en hulle het gesien en elkeen sy staf geneem. Daarop het die Hemelse Vader vir Moses gesê, bring die staf van Aaron terug voor die getuienis om dit te bewaar, as 'n teken vir die wederstrewiges, en bevry my uiteindelik van hulle murmureringe, dat hulle nie sterwe nie. En Moses het dit gedoen soos wat die Hemelse Vader hom beveel het, so het hy dit gedoen. Toe het die kinders van Israel met Moses gespreek en gesê, kyk, ons sterwe, ons vergaan, ons almal vergaan. Elkeen wat enigsins nader kom na die tabernakel van die Hemelse Vader sal sterwe. Is ons dan geheel en al daarvoor bestemd om weg te sterwe? Hoofstuk 18, werk van die priesters en die leviete, voorsiening in hulle onderhoud. En die Here het vir Aaron gesê, jy en jou seuns en die huis van jou vader saam met jou moet ongeregtigheid met die betrekking tot die heiligdom dra, en jy en jou seuns saam met jou moet die ongeregtigheid met betrekking tot julle priesterampt dra, en laat ook jou broers, die stam van Levi, die stam van jou vader, saam met jou naderkom, dat hulle by jou kan aansluit en jou dien, terwyl jy en jou seuns saam met jou voor die tent van getuienis is, en hulle moet jou diens waarneem, en die diens van die hele tent, maar naby die voorwerpe van die heiligdom, en naby die altaar mag hulle nie kom nie, dat hulle nie sterwe, hulle sowel as julle nie, maar hulle moet by jou aansluit, en die diens van die tent van samekoms waarneem, al dienswerk van die tent, en 'n onbevoegde mag nie na julle toe aankom nie. En julle moet die diens van die heiligdom en die diens van die altaar waarneem, sodat daar verder geen toorn oor die kinders van Israel kom nie. Want ek self het julle broers, die leviete, onder die kinders van Israel uitgeneem as 'n geskenk vir julle, mens wat aan die Hemelse Vader gegee is om dienswerk van die tent van samekoms te verrig. Maar jy en jou seuns saam met jou moet julle priesterampt waarneem met betrekking tot al die sake van die altaar en van die wat binnekant die voorhangsel is. En julle moet daar diens verrig as 'n dienswerk wat geskenk word. Gee ek julle die priesterampt, en die onbevoegde wat naby kom moet gedood word. Julle, ek wil net sê daai hoofstuk 17 se begin was die staf van Aaron, nie die straf nie, ekskuus. Ek gaan aan by vers 8 van hoofstuk 18. Verder het die Hemelse Vader met Aaron gespreek, ek self het jou die diens van my offergawes gegee, wat betref die heilige gawes van die kinders van Israel aan jou, om aan jou te gee. Ek het as aandeel en aan jou die seuns as 'n ewige insetting. Van die hoogheilige gawes, met die uitsondering van wat verbrand word, moet joune wees. En al hulle offers, naamlik elke spysoffer en elke sondoffer en elke skuldoffer van hulle wat hulle by my bring as iets hoogsheiligs, moet dit vir jou en jou seuns wees. In 'n hoogheilige plek moet jy dit eet. Almal wat manlik is, mag dit eet. Heilig moet dit vir jou wees. Dit moet ook joune wees, die offergawe van hulle geskenke, van al die beweegoffers van die kinders van Israel. Ek gee dit aan jou en jou seuns en jou dogters saam met jou as 'n ewige insetting. Elkeen wat rein is in jou huis mag dit eet. Al die beste van die olie,
al die beste van die mos en die koring en die eerste daarvan wat hulle aan die Hemelse Vader gegee het, dit gee ek aan jou. Die eersteling van alles wat in hulle land is, wat hulle aan die Hemelse Vader bring, moet joune wees. Elkeen wat rein is in jou huis mag dit eet. Alles wat onder die ban is in Israel, moet joune wees. Alles wat die moederskoot open, alle vlees wat hulle vir die Hemelse Vader aanbring, mens en diere, moet joune wees. Maar die eerstgeborenes van die mense moet jy versekerlik loskoop. Ook moet jy die eerstgeborenes van onrein diere loskoop, en wat die loskoping daarvan aangaan, vanaf 'n maand oud, moet jy loskoop volgens jou skatting, vir 'n geldsom van 5 sikkels volgens die sikkel van die heiligdom. Dit is 20 gera. Maar die eerstgeborene van 'n bees, of die eerstgeborene van 'n skaap, of die eerstgeborene van 'n bok, moet jy nie loskoop nie. Heilig is hulle. Hulle bloed moet jy uitgooi teen die altaar, hulle vet aan die brandsteek, as 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Hemelse Vader. En hulle vleis moet joune wees, soos die bors van die beweegoffer en die regterbout moet dit joune wees. Al die offergawes van die heilige dinge wat die kinders van Israel aan die Hemelse Vader afgee, gee ek aan jou en jou seuns en jou dogters saam met jou as 'n ewige insetting. Dit is 'n ewige soutverbond voor die aangesig van die Hemelse Vader en vir jou en jou nageslag saam met jou. Ook het die Hemelse Vader vir Aaron gesê, jy sal in hulle land nie erwe nie, en jy sal geen deel onder hulle hê nie. En ek is jou deel en jou erfenis onder die kinders van Israel. En kyk, ek gee jou die kinders van Levi, al die tiendes van Israel as erfdeel vir hulle dienswerk wat hulle verrig en die dienswerk van die tent van samekoms. En die kinders van Israel moet nie meer nader kom nie na die tent van samekoms om sonde op hulle te laai sodat hulle sterwe nie. Maar die Leviete, die moet die dienswerk by die tent van samekoms verrig en hulle moet hulle hul ongeregtigheid dra, 'n ewige insetting in julle geslagte. En onder die kinders van Israel moet hulle geen erfdeel kry nie. Wat die tiendes van die kinders van Israel, wat hulle aan die Hemelse Vader as offerhande afgee, gee ek aan die Leviete as erfdeel. Daarom het ek aangaande hulle gesê, hulle moet onder die kinders van Israel geen erfdeel kry nie. En die Hemelse Vader het met Moses gespreek en gesê, jy moet ook met die Leviete spreek en aan hulle sê, as julle van die kinders van Israel die tiendes neem, wat ek julle van hulle as julle erfdeel gegee het, moet julle daarvan die offergawe aan die Hemelse Vader afgee, 'n tiende van die tiende. En julle offergawe sal vir julle gereken word soos die koring van die dorsvloer af en soos wat die volle opbrengs van die parskyp. So moet julle ook 'n offergawe aan die Hemelse Vader afgee van al julle tiendes wat julle van die kinders van Israel afneem. En julle moet daarvan offergawes aan die Hemelse Vader aan die priester Aaron gee. Van al julle gawes moet julle 'n hele offergawe aan die Hemelse Vader afgee, van al die beste daarvan as die heilige gawe wat daarvan moet afgaan. Jy moet dan vir hulle sê, as julle die beste daarvan afgee, sal dit vir die Leviete gereken word as 'n opbrengs van die dorsvloer en 'n opbrengs van die parskyp. En julle mag dit op enige plek eet, julle en julle huisgesinne, want dit is vir julle 'n loon vir julle dienswerk by die tent van samekoms. En julle sal daarby geen sonde op julle laai, as julle die beste deel daarvan afgee nie, en julle mag die heilige gawes van die kinders van Israel nie ontheilig nie, sodat julle nie sterwe nie. Ok, hoofstuk 19, die verbranding van die rooi koei en die reinigingswater. Ok, julle, hierdie ene, gaan ek maar net so bietjie sê, daar is nou mos sprake wat hulle dit nou wil doen daar bo, so luister maar mooi. Verder het die Hemelse Vader met Moses en Aaron gespreek en gesê, dit is 'n wetsinsetting wat die Hemelse Vader beveel het deur te sê,
Spreek met die kinders van Israel, dat hulle vir jou 'n rooi koei sonder gebrek bring, waar geen liggaamsgebrek aan is nie, waarop geen juk gekom het nie, en julle moet haar aan die priester Elisiaar gee, en hulle moet haar buitekant die laar uitbring, en voor hom slag. En die priester Elisiaar moet van haar bloed met sy vinger neem, en van haar bloed 7 maal in die rigting van die voorkant van die tent van samekoms sprinkel. Daarna moet hulle die koei voor sy oë verbrand, haar vel, haar vleis en haar bloed, saam met haar mis moet hulle verbrand. En die priester moet sederhout en hisop en skarlakendraad neem, en dit binne in die brand van die koei gooi. Dan moet die priester sy klere was, sy liggaam in die waterbad, en daarna mag hy in die laar kom, en die priester sal tot die aand toe onrein wees. Ook die een wat haar verbrand het, moet sy klere in die water was, en sy liggaam in die waterbad, en hy sal tot die aand onrein wees. En 'n rein man moet die as van die koei bymekaar maak en buite kan die laar op 'n rein plek neersit, en dit moet vir die vergadering van die kinders van Israel bewaar word vir 'n reinigingswater, dit is 'n sondoffer. En die een wat die as van die koei bymekaar gemaak het, moet sy klere was en sal tot die aand toe onrein wees. En dit moet vir die kinders van Israel en vir die vreemdeling wat onder hulle vertoef 'n ewige insetting wees. Die een wat aan 'n dooie enige lijk van 'n mens raak, hy sal 7 dae lank onrein wees. Op die 3de dag en op die 7de dag moet hy hom daarmee ontsondig, dan sal hy rein wees. Maar as hy op die 3de dag en op die 7de dag nie ontsondig nie, sal hy nie rein wees nie. Elkeen wat aan 'n dooie raak, aan die lijk van 'n mens wat gesterf het, en hom nie ontsondig nie, verontreinig die tabernakel van die Hemelse Vader. En die siel moet uit Israel uitgeroei word. Omdat geen reinigingswater op hom uitgegooi is nie, sal hy onrein wees, en sy onreinheid is nog aan hom. Dit is die wet. As iemand in die tent sterwe, sal elkeen wat in die tent kom, en al wat in die tent is, 7 dae lank onrein wees. Ook al die oopgoed wat met die deksel toegebind word nie, is onrein. En elkeen wat in die oop veld aan iemand raak, wat deur die swaard verslaan is, of aan 'n dooie of aan 'n mens, se doodsbeen of aan 'n graf, sal 7 dae lank onrein wees. Vir die onreine moet hulle dan van die as neem, van die sondoffer wat verbrand is, en daar vars water in 'n pot opgooi, en 'n rein man moet hisop neem, en dit in die water insteek, en op die tent sprinkel, en op al die goed en al die persone wat daar gewees het. Ook op hom wat aan die doodsbeen, of aan een wat verslaan is, of aan 'n dooie of aan die graf geraak het. En die reine moet die onreine op die 3de en op die 7de dag besprinkel, en hom op die 7de dag ontsondig. Dan moet hy sy klere was, en hom in die waterbad, en in die aand sal hy rein wees. Maar as iemand onrein word, en hom nie ontsondig nie, dan moet die siel uitgeroei word uit die vergadering uit, want hy het die heiligdom van die Hemelse Vader verontreinig, en reinigingswater is op hom nie uitgegooi nie, hy is onrein. En dit moet vir julle 'n ewige insetting wees, en die een wat die reinigingswater sprinkel, moet sy klere was, en die een wat aan die reinigingswater raak, sal tot die aand toe onrein wees. Ja, alles waar die onreine aan raak, sal onrein wees, en die persoon wat aan hom raak, sal tot die aand toe onrein wees. Ons gaan aan by hoofstuk 20, die waters van Meriba. En toe die kinders van Israel die hele vergadering in die woestyn Sin kom, en die eerste maand het die volk in Kades gebly, en Miriam het daar gesterwe en is daar begrawe, en daar was geen water vir die vergadering nie. Toe het hulle teen Moses en Aaron saamgekom, en die volk het met Moses getwis, en hulle het gespreek, en gesê, ag,
het ons tog maar gesterwe toe ons broers voor die aangesig van die Hemelse Vader gesterf het? En waarom het julle die vergadering van die Hemelse Vader in hierdie woestyn gebring, dat ons en ons vee daar sal sterwe? En waarom het julle ons uit Egipte land laat optrek, om ons in hierdie slegte plek te bring? Dit is geen plek van graan, of van vye, of van wingerdstokke, of van granate nie. Ook is daar geen water om te drink nie. Daarop gaan Moses en Aaron van die vergadering af weg na die ingang van die tent van samekoms. En hulle het op hulle aangesig geval, en toe verskyn die heerlikheid van die Hemelse Vader aan hulle. En die Hemelse Vader het met Moses gespreek en gesê: Neem die staf en laat die vergadering byeenkom, jy en jou broer Aaron, en spreek julle die rots aan voor hulle oë, en dan sal hy sy water gee. So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei, en die vergadering en hulle vee laat drink. Toe neem Moses die staf voor die aangesig van die Hemelse Vader weg, en soos hy hom beveel het. En Moses en Aaron het die vergadering voor die rots laat byeenkom, en hy het vir hulle gesê: Hoor tog, julle wederstrewiges, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei? Daarop het tel Moses sy hand op en slaan op die rots 2 maal met sy staf, en daar het baie water uitgekom, sodat die vergadering gedrink het en hulle vee. Toe sê die Hemelse Vader vir Moses en Aaron: Omdat julle in my nie geglo het nie, en my voor die oë van julle kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring wat ek aan hulle gegee het nie. Dit is die waters van Mariba, waar die kinders van Israel met die Hemelse Vader getwis het, en hy hom onder hulle as die heilige laat ken het. Daarop het Moses uit Kades boodskappers na die koning van Edom gestuur: So sê jou broer Israel, jy weet self al die moeilikheid wat ons oorkom het. Ons vaders het na Egipte afgetrek, en ons het baie dae in Egipte gewoon, en die Egiptenaars het ons en ons vaders sleg behandel. Toe het ons die Hemelse Vader aangeroep, en hy het ons stem gehoor. Hy het 'n engel gestuur en ons uit Egipte uitgelei. Hier is ons nou in Kades, die stad op die grens van jou grondgebied. Laat ons tog deur jou land trek. Ons sal nie deur die lande of die wingerde trek nie, en die water uit die putte nie drink nie. Ons sal die konings weghou. Ons sal nie regs of links uitdraai nie, totdat ons deur jou grondgebied getrek het. Maar Edom antwoord hom: Jy sal deur my nie trek nie, anders sal ek jou met die swaard tegemoet trek. Toe sê die kinders van Israel vir hom: Ons sal met die groot pad trek, en as ons van jou water drink, ek en my vee, gee ek die prys daarvoor. Laat my net te voet daardeur trek, verder niks nie. Maar hy antwoord: Jy sal nie deurtrek nie. En Edom het uitgetrek en hom tegemoet met baie manskappe en met 'n sterk hand. So het Edom dan geweier om Israel toe te laat om deur sy grondgebied te trek. Daarop het Israel van hom af weggedraai. Die dood van Aaron vanaf vers 22. En die kinders van Israel, die hele vergadering, het van Kades af weggetrek en by die berg van Hor gekom. En die Hemelse Vader het met Moses en Aaron by die berg van Hor op die grens van die land van Edom gespreek en gesê: Aaron sal by die volksgenote versamel word, want hy mag nie kom in die land wat ek aan die kinders van Israel gegee het nie, omdat julle teen my bevel wederstrewig was by die waters van Mariba. Neem Aaron en sy seuns Eliezer en laat hulle op die berg van Hor opklim, en trek Aaron se klere uit en trek dit sy seun Eliezer aan, en Aaron sal daar by sy volksgenote versamel word en sterwe. Toe het Moses gedoen soos wat die Hemelse Vader beveel het. Hulle het op die berg van Hor geklim en voor die oë van die hele vergadering. En Moses het Aaron se klere uitgetrek en dit aan sy seun Eliezer aangetrek. En Aaron het daar gesterwe op die top van die berg, maar Moses en Eliezer het van die berg afgeklim. En toe het die hele vergadering gesien dat Aaron gesterf het, het die hele huis van Israel Aaron beween 30 dae lank. Tot sover.